Hemelse Vader, as ons vandag hier by mekaar is, dan bid ons dat U met U teenwoordigheid ons net sal vashou en sal dra. Dis nie vir ons maklik en gemaklik om afskeid te neem nie. Maar dankie dat U met U groot liefde ons gaan dra, ons gaan bystaan. Amen. Ekskuus Marisa, wil jy my so 'n bietjie die kant toe, bietjie regs. Nog 'n bietjie regs. So groenetjie, daar's hy. Dankie baie. Dis 'n roudiens. Oom Frikkie het gevra dat sy kus nie hier sal wees nie. Dis ons is met alle eerbied gaan ons dit honor. Ons gaan wel aan die einde kans gee dat ons 'n bietjie afskeid kan neem, want baie keer gebeur 'n roudiens nogal so half stomp, hy eindig so half stomp af. By die begrafplaas, mense daar so afskeid neem, maar sak die kus en mense het so 'n bietjie closure, wat die mense nie altyd by 'n roudiens het nie. So aan die einde gaan Marisa vir ons Amazing Grace sing, en dan gaan die naaste familie kans kry om die roos te kom neersit, en dan is jy welkom, die res van die, as hy klaar is, dan gaan nog 'n verdere speel daarvan wees, maar dan kan jy op hierdie tafeltjie onder ook blomblare sit, net om so 'n bietjie afskeid te neem. As die trappe vir jou 'n bietjie intimiderend voel, en jy voel dit gaan vir te moeilik wees om op te gaan, sit rustig daaronder ook sommer net blomblare neer, en ek dink daarmee is daar so 'n stukkie afskeid wat 'n mens kan neem, en dan is jy welkom om buite te beweeg, en sommer net saam te kuier as familie en vriende. Gee genade, mens besef het met by die dood, daar's eintlik min kere dat ons so as 'n groot familie bymekaar kom, en al die vriende bymekaar kom. Die een is troues, maar dis so vrek duur deesdae, jy nooi so min as moontlik mense na troue toe. So begrafnisse is die enigste plek waar mense regtig waar weer kan telefoonnommers en selfoonnommers uitruil en e-mailadresse net weer kontak maak. Want ons is mekaar regtig waar nodig. Al maak nie saak wat wie sê nie. Ons is eintlik maar kudde diere, en as een van die kudde een kant is en seer het, dan is dit nodig dat die res van die kudde sal beskerm. So kom ons wees daar vir mekaar en regtig sorg dat elkeen van ons sommer net saam sal kuier, en ja, sommer hierna ook sommer net regtig waar closer sal wees. Net vir die ouens op Facebook Live, ons vra verskoning, ons moet nou ongelukkig die klank by die musiek afsit. Dis daar's Facebook regulasies en kopiereg, so dit gaan klink of daar 'n stilte is, maar dis nie 'n stilte nie. Daar's nie 'n glitch nie, dis regtig waar, ons moet dit so maak. So vir die ouens wat dalk dit mis, ons vra om verskoning, maar die res van die pratery sal heeltemal online gesien kan word. Ek gaan nou geleentheid gee om so 'n bietjie na 'n video kyk van 'n Frikkie se lewe, so net om rustig agteroor te sit, en dis die ander ding wat ons dalk doen, ons probeer so gou as moontlik aangaan na hierdie gebeurtenis. Mense wil sê, kyk, kom ons kry net Kersfees verby en nuwe jaar, dan gaan ons met 'n nuwe blaadjie aan. Kom ons gaan later die week aan. Dit werk nie so nie. Ons moet maar tyd gee om net te wees en te huil en te onthou, en daar's niks ergers as dat jy vergeet word nie. So onthou om Frikkie se lewe te onthou en te honor. Kyk baie keer weer na hierdie volgende videoetjie. Hier is so 'n kort uittreksel uit van sy lewensmomente, waar meeste van julle by betrokke was. Maar kom ons herinner onsself maar sommer net weer aan wie hy was en wat hy vir ons gedoen het.
Ek wil nou vir Bob, waar sit jy Bob, vir jou vra om die bedanking sommer te doen as dit reg is met jou asseblief? Goeiemôre Dominee, familie en vriende. Ons is allemaal hier op 'n hartseer noot vanmôre om van Frikkie afskeid te neem. Maar mens is ook dankbaar dat hy 'n goeie lewe gehad het, mooi lewe, en dat hy nie gelei het met sy afsterwe nie. Frikkie was 'n merkwaardige, geliefde persoon. Hy het jou altyd ontvang met liefde, hy het altyd tyd gemaak vir jou, en hy het altyd met 'n glimlag op sy gesig gesit. Ek het so voor Frikkie groot geword, ek was in die hoërskool toe ek hom ontmoet het, en ek het so basies voor hom groot geword, waar in Quality Park Motors al sy lewe deurgebring het, en ons het daar baie gekuier, baie grappe gemaak, en hy was daar doenig sy lewe deur tot die ouderdom begin oorvat het by hom, en hy moes afstand doen van Quality Park Motors, maar hy het hom mooi ingerig by sy huis waar hy aangegaan het, want hy Frikkie kon nie stil sit nie. Hy het altyd vir my gesê, hy kan nie stil sit, hy weet nie hoe gaan hy enig stil sit nie. Maar hy het daar aangegaan, die ouderdom het weer ingehaal daar ook, en hy het gestop, en toe het hulle hom ingerig met 'n lekker lazy boy binne in die sitkamer. En daar het hy vir ek gesit, gesukkel om gewoon te raak aan die stil sit, want hy het vir my gesê, as jy so stil sit, en jy doen niks, dan weet jy nooit wanneer jy klaar nie. En dit is gaan ontvang. Maar hy het aangegaan, Frikkie het aangegaan, het stadig gewoon daar aangeraak, baie van gekuier, altyd van gevra, Frikkie, hoe gaan dit met jou? Sê hy vir my, baie, baie goed. Susan kyk baie, baie mooi na hom. En hy kan nie beter kry nie. En ek wil vir Susan ook sê, sis, jy het baie mooi na hom gekyk. Nie 100%, nie maar 110%. Hy was baie gelukkig daar, en hy het baie lekker gelewe saam met jou. Rita, hy het baie lief vir jou ook gewees. Hy het vir my altyd vertel, Rita hanteer alles. Nou, julle weet, Frikkie en Susan, as hulle moes dorp toe gegaan het, dan het hulle, het Rita maar altyd daar gewees om 'n oog oor hulle te hou. Sy het presies geweet waar gaan hulle, wat hulle moet doen, en sy het al sy reël vir hulle, want weet jy, op daai ouderdom gaan jy dorp, onder die dorp kom, en weet jy nie, hoekom is jy daar, en dan sê Rita daar wat ingestaan het vir hulle. En julle ken mos die grappie van die twee golfers. Twee mense wat gaan golf speel het, die slaan die een oom mee af, en hy kyk die ander oom mee sê, en hy sê, het jy my bal gesien? Hy sê, ja. Hy sê, waar is hy? Hy sê, ek weet nie. Nou ja, klaag vergeet. En, nou ja, dit is hoe dit gaan in die mens se lewe. Ek wil nou vanmôre hier vir almal wat Susan bygestaan het, gaan kuier het by die huis, gaan hulp aanbied het, baie dankie sê vir almal van julle, almal wat gehelp het, almal wat gehelp het om by die kerk te kom, of by die hospitaal te kom, baie dankie vir julle. Daar is so baie mense wat ingebel het, dankie vir julle ook. Ek kan nou almal nou met die name noem nie, maar ons is dankbaar daarvoor ook. Dan het ons die mense wat die personeel by die hospitaal, wat met Frikkie te doen gehad het, dat ons ook baie dankie vir ons sê. Die begrafnisdiensmense wat behulpsaam was en bygestaan het, dankie vir julle mense ook. Ook nie die reëlings hierso by die kerk, baie dankie vir julle en al die mense hierso vir die musiek ook. En nou ja, dit is hoe dit gegaan in die lewe. Mens kom tot jou einde, ons almal gaan daai paadjie stap, en ek wil net namens my en my familie en my vriende gesin sê, saluut ou Frikkie, rus in vrede ou swaar. Toe Dominee gesê het, ons na die afstap van die diens, moet ons almal daar in die saal by mekaar kom. Ek wil ook vir die mense sê vir die voorbereiding van die goed wat daar voorgesit het, baie dankie vir julle ook. Baie dankie.
Ons het 3 kinders waarvoor ek verskriklik lief is en ek is lief vir die aangetroude familie. En dit is lekker om vol te wees, maar die lekkerste present wat ons kan kry is nie goed kinders seker ook, maar is klein kinders. Ek wil daar's nie 'n lekkerder ding as wees daar nog oupas en oumas hierso, wil jy net so hand opsteek nie? Julle sal met my saamstem, daar is net niks lekkerder as 'n klein kind nie. Ons het 2 en enetjie is nog op pad, so ons op pad na 3 toe, maar ek onthou Carly se geboorte, die oudste van die 3 of van die 2. Dit was nou al Marisa wat 7 jaar terug, amper 8 jaar terug. En dit was hier onder by Pine Haven Hospitaal en ons was almal daar gewees, want dit is nou die eerste een en ons almal is met vervul, dis 'n lelike woord, ons weet dit gaan nou gebeur. En ons almal staan 3 oumas en 3 oupas en dis nou 'n issue vir 'n ander dag om dit te verduidelik, maar 3 oumas, 3 oupas en Casper, my skoonseun, staan in die wag in die kamer en ons weet nou Marisa het gekraam en alles nou goed gegaan en hulle is nou op pad terug na die saal toe en ons almal staan nou met afwagting en wag en hulle stoot vir Marisa die bed terug en sy is nog so half bedwelmd en daar kom 'n suster in, sy het so 'n Indiër suster, sy het so Carly in haar hand, maar met so pers kombersie en hulle is mos so vasgebind, lyk soos 'n mummy. Nou scan sy hierdie klomp mense hierso wat in die kamer staan op soek na die pa, want die ma lê nou so half nog onder narkose. So hulle soek na die pa en nou die 2 van die oupas is Bless en Casper het ook nie hare nie. So 3 van hulle is Bless en ek is grys. Minder grys toe as nou, ek is nou wit, ek is nie meer grys nie. So maar nou toe dog die vrou in haar wysheid dat ek moet die pa wees want grys is dan seker jonger as Bless. So sy druk toe vir Carly in my arms. Dis nou wat ek wil sê. So hier staan ek nou met hierdie klein Marisa, my mag dit nooit vir Carly sê nie, maar jemmel as jy so afkyk en jy dink dit is nie mooi nie. Dis regtig waar hulle is gremlintjies nie. Gedruk en kom net uit die baarmoeder uit na 9 maande se swangerskap en so jy hou nou hierdie klein dingetjie vas en ons mans is mos nie geraad hiervoor nie. Ons speel mos nie pop nie. So jy moet hierdie dingetjie nou vashou op 'n manier dat sy nie val nie, want anders gaan jy die sielkundige rekening betaal vir die res van jou lewe. So jy moet nou hierdie dingetjie wat die gedroggie wat die mooiste ding onder die son word as jy na kyk, nê. En jy hou haar vas en sy's 'n woelige klein mensie en sy daar oop gewriemel en toe die volgende oomblik is daar so 'n klein handjie wat uitkom en so om oupa se vinger vat. En toe chunk ek. Toe besef ek geboorte. Hierdie ding wat ons afmaak as so algemeen, dit gebeur by hoeveel vrouens word swanger en het kinders maar daai event is 'n wonderwerk. Is 'n miracle. It's God at work. Ons kan nie verduidelik nie. Ons kan probeer om dit te copy. Ons kloon nou al skape, Dolly en al die goeders. Ons kan dit nou al doen, maar ons kan nie create nie. Ons kan clone but not creation. Dis God wat in die werk is. Trouwens as jy 'n bietjie die biologie gaan lees en ek wil nie nou lees gou oor die kans dat jy nie gebore word nie, sê die dokters, is baie groter as dat jy wel gebore word. So eintlik quite frankly moes ons nie gewees het nie. En tog is dit daai incredible moment wat God my en jou in die lewe bring. Kom ons maak 'n voorbeeld van. Hier is ons geboorte. En dan word hierdie kleintjies nou groter, hulle begin kruip en loop en val en hardloop en dan gaan hulle skool toe, laerskool toe en hoërskool toe en dan raak hulle verlief. Dit is van oupa afhang eers op 95, maar okay. En dan word hulle groter en hulle word ouer en hulle het kinders en hulle het kleinkinders en dan word hulle siek en hulle gaan hospitaal toe en hulle gaan na step down toe en dan gaan hulle dood. My vraag vandag is nie hierdie moment nie, want dit het ons. Dis God dat ook. God is daar teenwoordig. My vraag is, wat gebeur op hierdie moment? Waar's God as ons laaste asem uitlaat? En daar's groot stories hieroor wat kom van dominees en pastore en predikante en profete en ek weet dit noem hulle alself nie, maar wat goeie sê wat net glad nie Bybels is nie. So ek wil die volgende paar sinne maar net sommer
uit die Bybel uit vir jou sê, God is hier 100% teenwoordig. En daar is God 100% teenwoordig, present. Moet asseblief net iemand vir jou sê, daar het die duiwel die oorhand gekry, of sonde die oorhand gekry. As die kruis nie daar was nie, dan kon ons dit gesê het. Maar die kruis het alles kom breek. Dis die wonder van Kerstyd, dat Jesus mens word, ons wêreld intree en sê, van nou af gaan alles anders ter wees. Trouwens, selfs ons tydsindeling word gesplit. Voor dit noem ons voor Christus en na Kersfees noem ons na Christus. Wat ons vandag 2025 jare al na Jesus, daai event skeur die wêreld, selfs die heidense wêreld, hulle weet dit net eers nie. Maar elke keer as jy na jou horlosie, jou almanak kyk, sê jy daarmee, Jesus het 'n verskil kom maak. En dit, nou moet ek dit sê, nee, dis nou as gelowiges. So as jy vandag 'n ongelowige is, en jy verstaan dit nie, ek het begrip daarvoor. Maar vir my en vir jou wat 'n gelowige is daai moment, God wat teenwoordig is. Hy was nie iewers anders te betrokke in India, om iewers 'n toetswedstryd te reël, of te sorg dat ons dit gaan wen, of iewers na Amerika besig, of in Oekraïne besig om 'n paar oorloë te laat ons ontspan nie. Nee, hy was 100% teenwoordig toe, Frikkie sy laaste asem uitgeblaas het. Dis amazing. Dis die grootste ding wat ons mekaar kan sê. Frikkie was nie alleen toe hy doodgaan nie, toe hy sterf nie. God was daar. Ag, nou teken ons maar ons prentjies van engele wat hom kom haal en sulke goed. Ek weet nie heeltemal hoe daar gaan lyk nie. Ons weet nie heeltemal hoe lyk dit aan daai kant nie. Ons weet dis wow. Ons het so hier en daar 'n prentjie daarvan uit Openbaring. Is daar so 'n bietjie 'n prentjie wat Johannes vir ons skets van wit strate en goue strate en wit klere en water en trompette en ouens op perde. Ons is nie heeltemal seker hoe dit gaan lyk nie, maar dit lyk my dit gaan wow wees. Paulus probeer in Tessalonisense so 'n bietjie 'n prentjie gee, maar dis baie vaag. Ons het nie heeltemal klarigheid van presies hoe lyk dit daar nie. Wat ons weet is, dis amazing. Ek het twee vrae vandag. Die eerste vraag het te maak met daai punt. En die vraag gaan so. En ekskuus as dit baie eenvoudig en dalk simplisties is, maar dis crucial. Wat gebeur as jy vanaand doodgaan? Wat gebeur as daai punt joune is? Dit kan vanaand wees, dit kan vandag wees, kan môreoggend wees, maar wat het jy en Christus 'n verhouding, 'n connection? En ek vra nie, is jy sondeloos nie? Ek vra nie, het jy nog nooit lelik gepraat nie? Het jy nog nooit, ek vra nie daai goeters nie, want dis nie ter sprake nie. Wat ter sprake is, het jy jou lewe se rigting verander deur voor die kruis te kniel en te sê, Here, ek het U nodig. Dis die mees basiese ding, maar is die mees intense ding wat jy in jou lewe kan doen. Dis 'n keuse wat jy sê, Here, ek kies om as ek sterf by U te wees. O ja, ek moet jou waarsku. Dit lyk vir my aan die einde van daai tou is daar een van twee plekke. Of die hemel of die hel. En dis nou sleg om en ek dink 'n slegte teologie om te sê maar ek moet jou bang praat vir die hel om jou in die hemel te kry, want dit sal stupid wees. Maar mag jy en ek regtig 'n begeerte hê om saam met die Here te wees? Dis 'n vraag wat jy moet self antwoord. Daai is 'n persoonlike ding wat jy moet sê, Here, ek wil U lief hê met my hele hart, my hele siel, al my krag, al my verstand. Dis 'n keuse wat ek maak, maar dis 'n choice wat ek moet maak voor daai event gebeur. En daai event gebeur, lyk dit my statisties randomly. Dis nie sommer net ek het hierdie jaar 60 geword en toe besef ek, nou gaan ek die derde van my lewe in. As jy dit in 30 moet deel, as jy 90 jaar oud word. As jy 90 jaar oud word. Dit beteken 2/3 is gone. Dit beteken genade. Jy is statisties soveel nader aan die dood as 'n ou van 30 jaar oud. En daarom is die realiteit net daar. Wat gebeur as jy vanaand doodgaan? Die vraag is nie, was jou pa 'n predikant of 'n pastoor of 'n ouderling of 'n diaken nie? Die vraag is nie, is 'n boetie of 'n neefie van jou iewers by 'n kermiskomitee betrokke by 'n kerk nie. Die vraag is persoonlik.
Wat maak jy met Jesus? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag was net so belangrik. Nie wat gebeur as jy vanaand doodgaan nie, maar wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? Wat maak jy met jou lewe? Leef jy hierdie lewe as 'n God verheerlikte lewe, of leef jy dit soos wat jy wil? Frank Sinatra sing 'n incredible song, I Did It My Way. Dit is 'n wonderlike song, maar is die mees onchristelike woorde. I did it my way? Nee, jy moet dit God se manier leef. Trouwens, daar's eintlik 'n fout met hierdie ding. Ons dink dis die lewe, maar eintlik is die lewe net so lank. Iewers het ons geleer, ons lewe 'n lang lewe, en op hierdie lang lewe het ons baie goeders wat ons kan doen en kan beplan voor, en ons werk baie hard, en daar's niks fout met harde werk nie, maar dis goed. Maar julle weet nou, dis nou November maand, nee, Desember maand al, en ons almal is gedaan, ons is moeg. Ons wil net klaar kry na vakansie hou. Ons net kan ontspan, sodat 1 of 2 Januarie weer kan begin werk, so ons kan betaal, so ons uiteindelik volgende jaar in November maand weer doodmoeg, tong op die grond, gedaan is, en sê as ons gaan vakansie hou, so ons weer 3 Januarie 2027 kan werk, en so 28 deurgaan, 29, 30, en tot ons die dag doodgaan. En is belangrik dat ons moet werk, asseblief, ek sê nie ons moet nie belang werk nie. Maar iewers het ons so behep geraak met werk, en ons voorkoms, en ons social media presence, en ons het so behep geraak met waar jy bly, saam met wie jy wy, en wat jy ry. Waar jy bly, ek wil jou adres moet dan reg wees. Jy moet die regte pelle hê saam wie jy wy. Of dit nou by die dros is, nou wat by die kerk is, maar dit moet die regte ander mense wees. En jou ryding, dis crucial. En jy moet 'n skedonk ry nie, jy moet dan 'n grand kar ry. En as jy dan werk jy harder, sodat jy al November maand lankal gedaan is. Eintlik is jy al einde September gedaan. En die jare na Julie maand al klaar, want jy moet net perform. En ons is gedaan. En ons dink, ek het 'n vol lewe gehad. Ek het 80 jaar oud geword, en ek het so baie bymekaar gemaak. Ek is nou so 'n bietjie meer as 30 jaar dominee. Wanneer is al 35 jaar, ja. En ek het agtergekom, hoe meer 'n mens agterlaat, hoe groter is die fight. En dis scary. Die persoon is nog skaars dood, dan bars iemand in wat 7 jaar terug laas kontak gehad het, en dan kom eis hulle die skildery, of die golfstel, of die kar, of whatever op, en dan denk jy jouself, wat gaat hier aan? Terwyl ons lewe eintlik net so kort is. En hier is die eerste vraag, is jy en Christus aan mekaar geconnect, sodat hierdie lang lewe, nie hierdie kant van die lewe is nie, maar hierdie kant van die dood is, saam met Christus. En dis die crucial vraag, dis al wat ons het. As jy weer by die begrafplaas kom, gaan loop 'n draai tussen al die kopstukke daarso, en jy sal agterkom, daar's 'n geboortedatum, en daar's 'n sterfdatum, en tussen die twee is daar so 'n kort streepie. Tot. En dis jou hele lewe. Jou hele lewe word gereduce tot so 'n streepie. En daarom is die vraag belangrik, wat maak jy met hierdie stukkie lewe? Hoe leef jy dit? Ek het gister in die erediens vertel, ek het net in Kreersdorp gekom, toe nooi een van die skoolhoofde, meneer Herman Groenewald, my, om saam met die klomp skoolhoofde by mekaar te wees, en ons gesels toe so, en ons 'n ou wat die gesprek inlei, en hy sê, die sin van die lewe, en dit was vir my ongelooflik belangrik, die sin van die lewe, is dat jy hierdie stukkie aarde kry, hierdie stukkie ploegland. Dis net jou vierkante meter wat jy het. En die vraag is, laat jy hierdie stukkie aarde 'n beter plek na, as jy die dag nie meer is nie? Is hierdie stukkie lappie aarde wat jy het, beter as jy die dag te sterwe kom? Wat my toe al 30, 35 jaar terug al vir my laat dink het, ek moet hard werk hierso, om hierdie stuk grond anders te laat wees. Hoe Frikkie dit gedoen?
En julle is getuies daarvan. Julle weet hoe hy ingespeel in julle elkeen se lewe. Hoe hy betrokke was in elkeen van julle se lewe, iewers 'n deel geraak het van ons almal se lewe. En sy nalatenskap, dis die grand woord daarvoor, sy legacy is so enorm. Op die foto's kan ons dit sien. In julle gesprekke, in julle verhale, julle staaltjies, julle stories, julle herinneringe, daar is crucial goed wat julle moet koester. Want dis waar hy 'n verskil kom maak het en vir julle gesê, ek maak julle deel van hierdie stukkie grond, kom ons werk hard, sodat jy jou grondjie wat langs myne is, jou lappie grond, ook kan bewerk en verwerk en eventually 'n groter oes nalat. Gelukkig het hy verstaan dat die sin van hierdie lewe nie lê in baie geld en goeders, en al daai goeders is ook belangrik, nee. Maar dit eerder gaan oor as ek in 'n verhouding met God. So kom ek sluit af. Waaroor gaan hierdie lewe van ons? Hoekom is ons gebore en hoekom gaan ons uiteindelik dood? Net om nog een van die 8 biljoen mense op aarde te wees, een van die 65 miljoen in Suid-Afrika, legals, is dit die som totaal, om Saterdag opgewonde te raak oor die Springbokke wat weer gewen het, en die Leeu's wat gewen het, of Hamilton wat dit nie gemaak het by Ferrari nie, of is dit al waaroor die lewe gaan? Te moan en groan oor die politiek wat nie werk nie, of oor Ramaphosa nou gisteraand weer 'n familiegesprek gehad het of nie, maak nie saak nie. Is dit al waaroor die lewe gaan, hierdie goeters? Of is daar by ons ook iets anderster? Iets van, ek buig voor Christus, wat die hele lewe die moeite werd kom maak. En ek wil met hom in 'n verhouding wees. Nou gaan jy vir my vra, wat hoe lyk 'n verhouding? Ek weet nie van jou nie, maar as ek een keer in 6 maande by die huis kom met so groot bos blomme aan, en ek gee dit vir my vrou Annelie, en ek sê vir haar, hier is vir jou 'n bos blomme, my vrou, ek is baie lief vir jou, dan is haar eerste woorde waarskynlik nie om te sê, o my man, jy is die dierbaarste ding onder die son nie. As jy eenmal in 6 maande doen, dan sê sy vir jou, wat het jy fout gemaak? Wat probeer jy opcover hierso? Wat gaan jy aan? Want verhoudings werk nie met een keer in 6 maande nie, nee. Verhoudings werk eerder met, ek weet nie of julle nog kan onthou van please call me's en al daai goed wat ons gehad het, en die hofsaak is uiteindelik min of meer klaar by Woudekom, maar daai goed was crucial, jy het vir iemand 'n please call me gestuur, nie dat hy moet please call me back nie, want sy het ook nie tyd nie, so airtime nie, so sy stuur net weer 'n please call me terug, en weet jy, sy dink aan my. Sy dink aan my. Dis nie, jy sê niks nie, maar jy sê alles. Dis hoe relationship werk. Ek en God wil gedurig met mekaar gesels, baie keer sonder woorde, maar net om daai closeness met mekaar te hê. En dis hoe 'n verhouding werk. Is om gedurig by mekaar betrokke te wees. In mekaar se teenwoordigheid is, baie keer stilte, baie keer baie praat, baie keer huil, baie keer skree, en in hierdie tyd is daar verskillende sulke emosies wat ons beleef. Ons gaan huil en huil en huil, en vir die Here sê, Here, hoekom gebeur hierdie goeders? Dis nie fair nie, en dis okay, ons mag dit doen. Manne, ons mag maar huil, hoor, daar's nie fout daarmee nie. Dis nonsens, dis Cowboys don't cry, daai ding wat Naas Botha gesê het, glo nie van Naas Botha nie. Hy's 'n blou bil, jy kan hom nie glo nie. Nathaniel, ek dink hy het ooit 'n rugbybal in sy lewe vasgehou nie, maar hy het gesê, ons mans moet in touch kom met ons feminine side, op sy eie stemtoon. En ek dink dis die waarheid. Dis okay vir ons mans om te huil. Ek het, terwyl ons deur COVID geworstel het, in daai Delta variant tydperk, na daai 3-4 maande, ek dink in die 2 maande, tussen die 60 dae, het ek 50 begrafnisse gedoen. En dit was 'n regtig 'n terrible tyd in my bediening in elk geval, en ek dink die hele wêreld se geskiedenis. Maar in daai tyd lees ek 'n artikel wat iemand geskryf het wat crucial is. Daar's sekere toksiese stowwe in ons liggaam wat jy net van ontslae kan raak deur jou traankliere. Nie deur jou sweetstelsel nie deur jou urienstelsel nie, jy moet dit uithuil. Vrouens, hoekom het julle ons geleer huil nie? Dis nie 'n mooi gesig nie, ek weet, maar dis okay. Manne, ons mag maar huil en sê maar ek mis my oupa. Ek mis
ek mis dit om sommer net daar om by my te hê. Dis okay. Ons gaan ander moments hê van depressie, van moeg wees en van gedaan wees en sê ek sien nie kans vir die lewe nie, ek is moeg. Dis nog die boedel wat moet afgehandel word, ek is gedaan, ek wil niks of niemand sien nie. Jy wil almal hê, maar jy wil ook hê hulle moet wegbly. Jy is hierdie gevoel van dis nie depressie wat mens sielkundig by 'n psigiater moet gaan pilletjies kry nie, maar is hier so 'n lae vlak van depressie. So 'n gevoel van dis nie gaan nie vandag COVID het dit vir ons geleer. Daai van ek bly met pyjamas die hele dag. As ek 'n meeting moet hê op Teams, dan is dit net die boonste gedeelte wat 'n das en 'n hemp kry. Die res bly in pantoffels en slaapbroekies. Maar daar kom sulke moments, is goed so. Daar selfs moments van kwaad wees. Kwaad vir mekaar en kwaad vir omstandighede en selfs baie keer kwaad vir die Here. Ek kan myself dit indink, julle moet nou 'n kerstafel begin regmaak. En hy is nie daar nie. As hy maar net iewers by die hospitaal was, kon hy mens nog 'n persentjie vir hom vat of 'n ietsie net raai gemaak, dis leeg. En dit maak 'n mens magteloos, maar mens voel ook so half, Here, kan jy nie gewag het tot na nuwe jaar nie? Dit sou net soveel makliker gewees het. En nou sê die ouens, jy mag ook nie vir die Here kwaad wees nie. Dis nonsens hoor. Jy mag natuurlik met die Here worstel. Daar's male sonder tal ouens in die Bybel wat met die Here worstel. Die teksgedeelte, Psalm 23. Ek het nie mens gelees nie, want ek weet hy's agter in die blaadjie en ek weet julle ken hom so goed. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hoor julle vir Dawid? Hy staan so op 'n rots en hy sê maar ek is okay. Die Here gaan vir my versorg. Deur die dal van doodskade weer ek is okay. I'm solid and I stand on solid ground, so ek is okay. Die psalms is ons nou songs, né? Dis die Here wat vir ons 'n playlist gee van 150 songs wat jy kan kies om te speel. 74 van hulle noem ons vandag klaagpsalms. Lamentations. Wat moan en groan met die Here. En is hulle in die Bybel? Ja. Het iemand hulle probeer uithaal? Nee. Hoekom nie? Want ons mag. Trouwens, Psalm 23, ek is okay, se vorige psalm. Psalm 22. Selfe ou wat skryf, Dawid. Gisteraand se liedjie. Klink so. My God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? Maandag aan skryf hy, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Sondag voor Maandag skryf hy, die woorde wat Jesus 1000 jaar na Dawid se lewe geleer ken het en geresiteer het, en toe aan die kruis hang toe, haal hy nie, die Here is my herder aan jy my haal, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, toe kom het U my verlaat aan. Toe sê hy, ek like nie hierdie ding nie, Here. Trouwens, 'n paar ure voor in die kruis hang, as hy in Getsemane worstel, dan sê hy, Vader, ek sien nie voor kans nie. En hy gaan 'n tweede keer terug en hy sê, ek kan nie. En hy gaan 'n derde keer terug. En op daai stadium bars sy are en begin die bloed so sweetdruppels op sy vel uitslaan van stres. En hy sê, laat hierdie beker by my verbygaan asseblief. As dit U wil is. Wat sê die pa? Wat sê die vader? Ja, julle is reg. Niks. Die vader swyg. Het hy vir Jesus verstoot? Maar dis daai dieptepunt van in U hande is ek veilig. Dan is dit gaan seer wees die volgende baie jare. Ek wens ek kon gesê volgende week of 2 of tot net na Kersfees en Nuwejaar. Wat gaan veel langer as dit wees. Vir julle as kinders, julle weet, julle gaan hom baie mis. Kleinkinders, hy is nie daar nie. Hy is nie daar as jy trou nie. Hy is nie daar as jy agter kleinkinders het nie. En is hierdie leemte. Kan ek begin by my eerste prentjie? God was daar met die geboorte. God is daar toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. En waar is God nou? Is by ons. Mag ek 'n laaste storie vertel?
liedjie wat ons mekaar geleer het. Verskriklike belangrike liedjie. So 30 jaar terug het hy op die Afrikaanse circuit gekom. Jan de Wet het hom in Afrikaans vertaal. Die liedjie se setting is in die Amerikaanse Afro-American wêreld. Dis so in die suidelike band van Amerika. Hulle noem dit die Bible Belt, en daai band is daar soos op die movies sou dit so groen grasperk gewees het met so spierwit kerkie wat daar staan, en as jy so by die kerkie se deur inkom, dan staan daar voor 'n pastor, maar so groot oom. Hulle het gewoonlik so 'n spierwit suits aangehad met so 'n blou sakdoekie wat jy uitkom in 'n blou das, en hy het gestaan en agter hom het 'n choir gestaan, 'n klomp mamas wat gesing het. En die pastor se vrou was die koormeester, sy was die dirigent. En hulle het gesing en hy het so 'n sakdoek opgevrommel om sy sweet af te vee, want hy was die pastor wat preek uit die spoegspat. Ek weet nie of dit mooi woorde is, maar jy kry die prentjie. En hierdie band, hierdie choir sing hierdie volgende liedjie. He's got the whole world in his hands. Dis waar die song gebore is, in die suidelike band van Amerika. En ons het hom vertaal met, hy hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou vir oupa en vir ouma en die kleinste fynste babatjie en die grootste dinosaurus. En ek onthou hoe ons dit vir ons eie kinders gesing het. En dit was huge. En te vergeet ons die woorde. Te vergeet ons dit, dat hy hou die hele wêreld in sy hand. Dan is hy gaan jou vashou. En hy gaan vir julle as kinders en kleinkinders in die holte van sy hande. Hy hou die hele wêreld. Die Here is ons herder. Ons kom niks kort nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat die genade so immensely groot is. Dankie dat jy om Frikkie in die holte van die hand gehou het en nou by jy opgeneem het in die hemel. En hy het nie met die swaar kry en die seer en die pyn nie, dis vir altyd verby vir hom. Dis ons wat die swaar kry het, Here. Daarom bid ons, hou ons net styf vas, hou vir Tannie Susan vas, hou vir elkeen van ons styf vas. Ons is die so lief, Here. Aan U kom die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Ek gaan nou vir sommer 'n rustig kans gee om vorentoe te kom en Blom hier te kom neersit. Tiana staan, sal hy nader staan. En dan as jy nie die trappe wil aandurf nie, eerder daaronder wil wees, is jy so welkom, maar daar so 'n paar minute wat ons sommer net kan rustig afskeid neem.
Kom ons staan nog en kom ons die seën uitspreek. Mag die genade van Here Jesus Christus en mag die liefde van God wat ons Vader is en mag die Heilige Gees se teenwoordigheid by ons elkeen wees en bly. Mag jy uitstap en weet He's got the whole world in his hands. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Amen. Dankie, jy kan rustig uitbeweeg en as jy dalk nog blomblare wil neersit, is jy so welkom om nog so laaste tydjie te vertoef, maar jy kan rustig uitbeweeg na die foyer toe.